Hallo en welkom. Vandag wil ek jou nooi om vir ons tyd saam werklik teenwoordig te wees. Om met 'n oop hart te luister na die skrif, sodat ons kan hoor waartoe die Here ons nooi. En om dan te vra om sy woord te ontvang en deel te maak van ons lewe. Lees saam met my ons skrifgedeelte vir hierdie week. Eendag kort hierna het Jesus na 'n berg gegaan om te bid. En hy het die hele nag in gebed deurgebring. Teen dagbreek het hy al sy disippels bymekaar geroep en 12 van hulle gekies om apostels te wees. Hier is hulle name: Simon, hy het hom ook Petrus genoem, Andreas, Petrus se broer, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Simon die ywerraar, Judas, seun van Jakobus, Judas Iskariot, wat hom later uitgelewer het. Toe hulle teen die berghang afgekom het, het die disippels saam met Jesus op 'n groot gelykte gaan staan, omring deur baie ander volgelinge en die skares. Daar was mense van oral oor Judea en Jerusalem en so ver noord as die kusgebied van Tyrus en Sidon. Hulle het gekom om na hom te luister en om genees te word, en Jesus het baie bose geeste uitgedryf. Almal het aan hom probeer raak, want genesende krag het van hom uitgegaan, en hulle is almal genees. Op een of ander manier glo en leef ons dikwels met 'n oortuiging sonder om daarvan bewus te wees. En hierdie oortuiging klink dalk nie verkeerd op sigself nie, dit kan selfs volwasse klink, verantwoordelik. En dis die oortuiging dat ek moet die lewe self kan hanteer. Ons dink, ek wil nie 'n las wees nie, ek moet net deurdruk. En dis 'n oortuiging wat ons dalk lank aan die gang hou, dit help om te oorleef. Maar iets gebeur wanneer 'n oorlewingshouding 'n lewenshouding word. Dan begin ons alles alleen dra. Die vrae, die moegheid, die onsekerheid, die twyfel en selfs die geloof. En stadig, amper sonder dat ons dit sien, raak ons lewe kleiner. Nie omdat ons minder doen nie, maar dat ons minder saamleef. Want ons leef in 'n wêreld waar independent 'n kompliment is, waar selfstandigheid gelyk staan aan sukses, en waar hulp vra soms soos 'n swakheid kan voel, selfs in ons geloof. Ons praat so maklik van my stilte tyd, my verhouding met die Here, my reis. Maar iewers langs die pad het ons vergeet wat die Bybel al lankal sê, dat die lewe is nie 'n solo projek nie. Prediker stel dit baie eenvoudig as hy sê, elendig is die een wat val en niemand het om hom op te help nie. Hy sê nie, die persoon is dom nie, ook nie lui of swak nie, maar elendig. Dis nie wysheid nie. Wat ons is nie gemaak om alleen te lewe, of om alleen deur die lewe te gaan nie. Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, soos in ons skrifgedeelte van vandag, sien ons iets baie belangrik. Voor hy enigiets gedoen het, voordat hy mense stuur, voordat hy genesing bring, of 'n beweging begin, doen hy 2 dinge. Hy bid en hy kies mense. Kyk, Jesus kon alles alleen doen, hy was God, maar hy kies doelbewus anders. Nie omdat hy hulp nodig gehad het nie, maar omdat hy gewys het hoe menswees lyk wanneer dit gesond is. En hy vorm so toe nie mense op 'n afstand nie. Hy vorm hulle deur naby hulle te leef. En dalk is dit iets wat ons moet hoor. God se droom vir jou lewe was nog nooit dat jy alles self moet regkry nie. Ons is geskep na die beeld van God. God wat in verhouding staan, Vader, Seun, Heilige Gees. Nie in isolasie nie, nie onafhanklik nie, maar verbondenheid, interafhanklikheid. En dis hoekom isolasie so seer maak, nie net emosioneel nie, maar geestelik. Wanneer geloof eensaam raak, dan raak geloof broos. Nie omdat jy ophou glo nie, maar omdat jy ophou saamloop, saam dra, saam geloof gedra. In die Hebreërsboek lees ons dat ons harte nie net verhard word deur verkeerde keuses nie, maar wanneer niemand meer saam ons kyk, luister en saam onthou nie. En dalk herken jy dit. Jy gaan kerk toe, jy sing saam, en jy luister, maar steeds voel jy alleen met dit wat regtig in jou aangaan. Of dalk is jy die een wat altyd sterk moet lyk, die een wat altyd reg staan vir ander, waar niemand regtig vir jou vra hoe dit gaan nie.
En dalk het jy dit al self so lank alleen gedra, dat jy nie weet hoe om dit anders te doen nie. So vandag wys Jesus se optrede ons, jy hoef nie te bewys dat jy alleen die lewe kan doen nie. Om die lewe saam ander te doen, is 'n teken van mens wees. Verhoudings is nie 'n ekstra leksheid vir die lewe nie, dis die spasie waar lewe werklik gebeur. En dis hoekom Jesus nie begin het met 'n plan nie, hy het begin met mense. En dis dalk die eerste skuif wat ons moet maak. Jouself te vra, van dit wat ek self dra, na wie dra saam met my? Kyk, nie almal gaan saam met ons dra nie, en ook nie alles nie, maar iemand. So wanneer jy vandag vir 'n paar oomblikke stil raak voor die Here, kan ek jou nooi om in kontak te kom met wat in jou hart opkom as jy hieraan dink. Wat dra ek tans alleen, wat ek nie hoef nie? Waar het ek myself onttrek? Nie omdat ek nie omgee nie, maar omdat ek dalk moeg of bang is. En dan doen wat Jesus gedoen het, bid, vra die Here om jou te lei, wie die een persoon is, met wie jy dalk meer eerlik kan wees oor waar jy nou is. En dalk wil jy ook met die Here praat oor wat dit vir jou moeilik maak, om jou lewe met ander te deel, sonder om jouself te oordeel, maar net in eerlike kwesbaarheid. En mag jy dan ervaar, hoe die Here jou in jou gebed ontmoet en jou lei. Kom ons bid saam. Here Jesus, U sien hoe maklik ons alles self probeer dra. U ken ons trots, maar U ken ook ons vrees. Die vrees om weer seer gemaak te word. Die vrees om 'n las te wees. Here, gee ons die moed om dit wat ons weerhou, na U toe te bring. En gee ons die wysheid, hoe om ons lewe met ander te deel, ook op 'n gesonde manier. Om hulp te vra, te ontvang, en ook so ons lewe te deel. Amen.